Nou ja, daar is behoorlike onsekerheid, daar is verskeie boodskappe wat rondloop, daar's mense wat sê dit gaan nie gebeur nie, mense sê dit gaan gebeur. En hier om ons duidelikheid te gee rondom dit. Hallo Gerda, gaan dit goed? Man, ek dit weet, my kantoor se VF+ krag was vandag foutiewelik afgesit en dit het my 2 ure gevat om dit weer reg te kry. Ek het nou gehoor my krag is weer aan en ek sien jy gee vir my sugar-free koeldrank. As jy bang ek gaan op 'n sugar hou. Ons is op 'n gevaarlike plek. Kom ons stel dit so. Ons is op 'n gevaarlike plek wat Enfoleni aanbetref. Ek het so gepraat van Enfoleni. Op my bladsy op Facebook deel ek vir jou gereeld inligting wat ek ontvang van Gerda af, van Piet ook af. Baie dankie daarvoor. Nou wat daai inligting basies is dit is sodat jy kan weet watter probleme is gerapporteer, Gerda, en wat jy van kennis dra, nê. En wat se vordering daar is rondom dit. So, as jy wil aansluit by daai kanaal en jy wil dit ook op WhatsApp kry, kan jy gerus vir my net 'n boodskap stuur op kantoor en dan stuur ek vir jou die invite, die uitnodiging daarna toe. Gerda, okay. Let's start with the elephant in the room. Soos ek dan nou gesê het, ons kry verskriklik baie navraag van mense wat sê, maar ek het nou hierdie ontvang, of die persoon sê nou daai. Wat is die feite rondom die water? Gaan dit gebeur? Vertel vir ons asseblief. Dit gaan gebeur. Dit is nood. Nee, wag. Toe ons doen dit oor en sê jy die waarheid en sê dit gaan nie gebeur nie. Want jy dink dis April maand, nê. Okay, nee, so dit gaan gebeur. Nee, definitief. Dit is ongelukkig iets wat moet gebeur, maar dit is as gevolg van die feit dat daar swak beplanning is van ons regering en van Randwaterraad se kant af, maar dit moet nou maar gebeur. Daar gaan 2 gebeurtenisse, kom ek sê vir daar gaan, hoe kan ek dit nou mooi vir die mense sê? Daai water gaan 2 keer toegemaak word voordat dit Vrydag heeltemal toegemaak gaan word. Okay. So donderdag aand 12:00, dit is soos in môre aand 12:00, gaan die eerste keer al die water toegemaak word om 'n welf te vervang. Maar dit sal weer Vrydagoggend 6:00 oopgemaak word. So dit sal nie 'n impak hê op niemand nie. Maar Vrydag 12:00 die aand gaan die water weer afgesit word. So dit is 'n gegewe. Ongelukkig, dit moet nou maar gebeur en ons almal sê dit is dat ek net my foon nie sagter sit, anders gaan ons nie mekaar hoor nie. Dit is nou maar 'n gegewe, dit moet nou maar gebeur. So of dit gebeur nou en die maintenance word gedoen, of ons beklei daaroor en dit word nie gedoen nie en dit word dalk uitgestel, afgestel, korter gemaak en dan 'n groter breek langs die pad. Maar dit gebeur. Mense moet asseblief voorsiening maak. Ons weet dat dit baie ongerieflik gaan wees vir die mense en dis hoekom daar verskeie waterpunte dan nou ook opgestel gaan word en ek weet, soos ons gemeenskappe nou weer eens bymekaar trek, het ons honderde mense gekry wat hulle boorgate beskikbaar gestel het en gesê tussen hierdie tyd en hierdie tyd is mense welkom om dit te kom haal. Hierdie is drinkbare water, hierdie is nie drinkbare water nie. Maar daar in die gemeenskap het die mense hulle hande weer opgesteek en vir dit wil ek net hierso sê baie dankie vir die mense wat dit gedoen het. Ek het baie hard probeer. So stuur Piet vir my 'n uitnodiging na WhatsApp groep toe en daai stadium toe sy nog klein is, 30-40 mense en ek sal bly want ek wil die korrekte inligting graag vir die luisteraars deurgee en op die groepe en al, jy weet, en op die WhatsApp kanaal. Gerdakie, en toe daai groep 1000 members trek, toe dog ek hierdie gaan nie werk nie. So I left the group en toe nou sê jy my vanoggend daai groep staan oor die 3000 lede. Ons het nou al 3 groepe. 3 groepe. Onderskeidelik is die een groep 1288, die ander een staan nou op 800 en iets en die ander een staan al amper op 1300. Ja, nou, maar dis Sasol mense ook by en van der Welpark, want ons lyn en Sasol se lyn is dieselfde lyn, so daar's baie mense wat geaffekteer word. So ja, hy groei daagliks en dit is 'n baie groot uitdaging vir ons almal. En my en Piet se hande is regtig baie vol om die mense net rustig te hou en nie. Ja, mense is ongelukkig. Okay, kom ons praat gou feite. Ek het nou gekyk op die skedule wat jy vir ons gestuur het. Hulle sê wat die beplanning is en hoekom dit so lank gaan vat. Ons kyk na 15-16 dae, is ek reg? Op die kop 16 dae wat dit gaan neem vir die maintenance, maar nou moet ons mense ook net in gedagte hou. Die reservoirs en die pyplyne gaan dol leeg wees. So wanneer Randwaterraad weer na die 16 dae gaan oopmaak, gaan dit weer 'n tydjie vat vir die reservoirs om vol te maak. So dit is nou nie net 1 reservoir nie, daar's 3. Dis die Sharpeville 1, die Bedwespark en dan onsene. So dit is 3 wat moet volkom. So dit gaan dalk weer nog 'n bietjie langer vat en soos ons almal weet en veral in Van der Bijlpark is die CW areas altyd laaste en die hoë liggende areas CW 5 en 6 is mos maar altyd laaste wat water kry. Kan ek net vra? Ek weet die beplanning is om maintenance in te kyk, maar wat as hulle 'n probleem daar vind? Wat as daar iets fout is? Kan dit dalk langer word?
Daar's altyd gaping oop en 'n moontlikheid dat daar laat 'n gremlin kan inklim, maar vir eers moet Randwaterraad sy reservoirs ook dan nou net op standaard kry en dit moet reggemaak word want dit lek ongelooflik baie water en dan moet hulle nou in die pipeline gaan kyk. Nou dis maklik net om 'n pipeline uit te haal en dan net 'n nuwe een in te sit, maar dan gaan dit nou soos wat jy sê, daar kan enigiets voorkom. Hulle beplan vir die ongebeurte. Kom ons hoop en ons hou duim vas laat alles mooi smooth sal loop. Gelukkig doen Enfoleni niks werk nie. Ek gaan nou niks sê dan, dit was jy wat dit gesê het. Ek gaan dit nie herhaal of enigiets nie. Okay, so dit is die feite, dis ongelukkig die realiteit, dit gaan gebeur en mense moet voorbereid wees. Môreaand om 12:00 word die water toegemaak. Vrydagoggend word dit weer oopgemaak. So Vrydag gaan nie nog reg wees en dan Saterdag begin hulle. Is ek reg? Wel, dit is darm koud nou en uit ondervinding uit wat is dit nou omtrent so 'n dag of wat voordat die reservoirs leegloop. Ek verstaan dat almal nou seker dalk uit die munisipale waterlyn nou hulle tanks en hulle Jaja tanks gaan volmaak. Weet net dat jy ook gaan betaal vir daardie duisende liter water as jy jou tank volmaak. Ja. So dit gaan dalk moontlik gaan nie teen Sondag sal daar begin 'n lae druk ervaar maar hieronder hierdie kant sal dit dalk nog eers 'n bietjie Maandag dalk eers sonder water wees want dit is mos maar laag en water hardloop af. Ek dink ter voorbereiding moet, as jy kan, die van julle wat nou al begin water bymekaar maak, doen dit nou terwyl die lyne nog water en weet die stelsel nog oop is. As wat jy dit nou skielik Saterdag onthou daarvan en dan duisende liter trek, want dan gaan ons almal affekteer. So ek dink belangrik dan is om so spaarsaamig as moontlik te werk, veral wanneer ons weer die krane is toe. Dit gaan en dan die luisteraars moet asseblief na hulle diere ook kyk. Ek weet ons boere op die landelike gebiede, ek weet hulle het daarom nou pompe en tipe van goed, maar nie almal is nou so bevoorreg om dit te doen nie. In die dorpe ook, asseblief jou diere moet water hê. So kyk asseblief na hulle vir die 2 weke ook. Ek moes dit sê, Gertjie, my kantoordame het my beloof Maar dit is 'n baie geldige punt, ek stem saam. Ek mag nie weer tee kry as ek dit nie sê nie. Daar's klomp mense wat vertel gemaak nie 'n natiewe pipeline aangebring nie. Kan ons vandag teruggaan en hoekom moet hierdie nou gedoen word? Is dit iets wat nie, ek dink jy het nou gesê dis iets wat eintlik lankal gedoen moes geword het. Dit is eintlik 'n routine maintenance plan wat moes plaasvind. Maar as ons gaan kyk na Randwaterraad, hulle self het jare terug laas het hulle maintenance gedoen. So as dit reg beplan was, kon dit dalk die gebeurtelikheid wat ons nou mee sit dalk bietjie verkort en 'n minder impak gehad het. Maar nou vat hulle nou maar die geleentheid en doen dit op alles op een slag en gaan net. Maar onthou, dis nie net ons wat deurloop nie, Sasolburg loop ook deur. Vroeër in die jaar was Johannesburg ook in Pretoria ook en verlede jaar was daar ook dele in die Oosrand wat dit ook geaffekteer was. In Secunda, die Vrystaat, daar ook word dit ook geaffekteer. So dit is regtig 'n groot operasie wat moet gedoen word. Ek dink Randwaterraad het net tot op die laaste nippertjie gewag om dit te doen en die MEC het net eenvoudig vir hulle gesê, luister, dis nou tyd, daar's nou geen uitstel nie, dit moet nou gedoen word. So ongelukkig is dit maar weer 'n swak beplanning en ons regering voldoen nie aan wat moet gedoen word nie. Ja, maar dan net sê as jy bietjie beter beplanning kon het ons altyd in die somer gedoen het, waar dit nie so koud is en jy weet winter daar het nie, nee. Maar dan is die waterverbruik weer hoër. Nou sê hulle doen dit nou in hierdie tyd wanneer die waterverbruik bietjie minder is wanneer dit kouer. Maar ja, nou is dit soos ek sê, ons het presies 'n maand terug hierdie kennis by ons uitgekom. En toe word ons oorval en ons het nie eers daarvan, en ons is in die regering en ons weet nie eens daarvan nie. Ja. Maar nou, as jy bietjie verder nou gaan bietjie praat met mense, dan hoor jy, maar Randwaterraad het al 6 maande terug geweet, laat hierdie kom in hierdie tyd. So hoekom het hulle nie al vroeër vir ons begin sê, luister, maak plan, doen 1, 2 en 3. En finansiëel is almal nie nou gerad om 'n Jojo tank te gaan kry. Ja, is 'n duur storie. Hulle is letterlik afhanklik van die water wat uit die kraan uitkom. So mense kry ten minste bottels, kry houers, kry kanne, hou die groepe dop waar die waterpunte gaan wees. Op daai punt, ja, jy sal vir my aanstuur sodra dit ek dink dit sal gefinaliseer die waterpunte, nê. Weet jy ons het 'n rooster het ek dink vir jou gister uitgestuur. En toe ons ek nou mooi in my kantoor gaan sit en hom gaan deurlees, toe besef ek maar daar is areas gelys wat hulle sê dis in CE2, maar dis eintlik in CW2. So ek het dit nou vandag geadresseer, laat hulle net kyk dat die areas net reg is, maar as jy nou weet in watter area jy bly, dan behoort jy nou te weet as hulle sê Hendrik van der Bijl Laerskool, daai Spar, daar sal 'n waterpunt wees, dan weet jy, okay, maar ek bly daar, ek weet daar, so ek weet, maar nou sê hulle dis in CE2 in plaas van CW5 maar of confusion, CW6. So ja, so nie oudjies en ouer senior mense wat hulp nodig het, asseblief
skakel ons kantoor. Ons sal kyk waar ons kan help as ons moet water moet aandry vir ons senior mense. Ons is meer as bereid om dit te doen. Praat net, skakel ons. Ek sal ons nuwe selfoonnommer vir jou gee want ons het oorgeskakel na selfoon. Ek het hom, ek gee hom elke keer deur saam met die great. praatjie. Ja. Dan kan hulle dit vir ons doen en skakel ons asseblief gerus en dan kyk ons waar ons vir julle kan uithelp want ons almal sit in dieselfde bootjie. Ek dink ons net duidelikheid gee. Hier's nog steeds confusion as jy Engelse woord kan gebruik. Mense het nie seker is nie. Dit gaan almal affekteer. Hulle praat hier so van rosas of plotte, dit gaan hulle ook affekteer. Ja, dit is ongelukkig al die plotte aan hierdie kant, yes. As jy nou nie boorgat by 'n plot het nie en jy is afhanklik van munisipale water, gaan dit jou affekteer. Ek gaan ongelukkig nie al julle vrae kan uitkom vandag nie. Gaan daar voor ons klaarmaak. Ek sien ek like die op hier vandag. Ja, nee, kyk, hier is 'n klompie WhatsApps. Maar dit is 'n groot ding vir ons en ek kan sien hoekom mense concerned is en bekommerd is vir al besighede en so voort. So die grootste ding wat jy kan doen is maar net om voorbereid te wees daarvoor. Enige ander iets wat uitstaan? Ek weet daar was weer probleme. Ek sien daar's 'n boks wat gebrand het onlangs. Ja, daai area sit nou nog sonder krag. Ek dink is Hans Marensky straat. Die boks het aan die brand geslaan verlede week Vrydag of Donderdag. Daar is nou nog 'n paar huise wat daar af is. Ek glo dat dit vandag uitgesorteer sal word. 3 riviere was verlede week Dinsdag, ja, gister geaffekteer. Hulle is nou weer aan. Daar is nou weer 'n issue in vereniging. So ons is besig om te kyk wat om agter die kap van die bal af te kom en dan is dit maar sporadies. Ek is nog tot dusver dankbaar dat CW5 nog nie en 6 nog nie uitgebom het as gevolg van townsap wat geoorlaai is nie. So ons bid dat dit nie gebeur nie. Riool is weer 'n probleem in die dorp. Ons hanteer dit. Ja, daar's nie regtig iets wat uitstaan behalwe nou die waterkrisis nie. O ja, ons begin met ons aansoeke weer vir kwytskelding vir ons pensionarisse wat 70 is en ouer is. So kom maak asseblief 'n draai by die kantoor. Ons gaan binnekort daai reformpies hê, laat julle van vroeg af dan kom aansoek doen, laat hulle die vol 12 maande kry. Mense moet asseblief maar net geduldig wees met mekaar en waar hulle kan help met water help net. Ek weet dit gaan 'n baie groot probleem wees, my hande gaan vol wees. Ja. Ons gaan julle ryk hier in die Valdriehoek. Die van julle wat die bad is gaan weet wie van julle was te lui om water te gaan haal. Jette, ek het nog eens daarin gedink nie. Wat, bad? Bad? Ja, ek sorg 3 keer 'n dag, nee. Ek sorg nog net vir my 9 honde en my 7 perde vir water. Ek het nog nie eens aan my mense gedink. Jouself gedink, gesin nie. Nogal belangrik daai. Ek gaan probeer om by julle vrae uit te kom en vir dit te kan antwoord, maar ek dink dit is maar basies die gist of it. Jy sal volgende week weer gesels volgende Dinsdag en praat oor die vordering en jy sal natuurlik op hoogte hou en dan kan jy aansluit by daai kanaal van my as jy wil ek moet vir al die inligting aanstuur. Andersins volg my bladsy op Facebook, die inligting sal ook daar wees. En as jy wil ek hierdie praatjie vir jou stuur gou vir my Gerda na ons WhatsApp lyn toe dan stuur ek die opname vir jou net nou aan 082 6518870. Gerda, enigiets anders? Is dit? Dis dit. Ek is reg. Ek gaan nou my sugar-free koeldrank drink. Hooplik gaan my dag beter vandag. Wat ek twyfel, maar die son skyn, ons kan nie eintlik voor kla en voor vra nie, maar ja, ons kantoor is daar, hy is oop, al het ons sonder krag gesit, ons het nou weer krag, ons is daar. So, lekker mense. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd, ons hou julle op hoogte op sosiale media en op IFM natuurlik ook. Dankie vir jou kuier, Gerda. Baie dankie vir julle ook, mooi dag verder. Sterkte met alles.